Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofdstuk uit die Nieuwe Testament lees met die doel om ons Christen te versterk en te vernieuwen op 'n dagelijkse basis, ook met die doel om die Nieuwe Testament te voltooi by einde 2025. Vandag gaan ons voort met Romeine hoofdstuk 7 en die opskrif lees: bevry van die wet behoort ons aan Christus. En nou, liewe broers en susters, ek praat immers met mense wat die wet ken. Julle weet toch dat die wet net van toepassing is op mense solank hulle lewe. Byvoorbeeld, as 'n man en 'n vrou trou, bind die wet haar aan haar eggenoot vir solank as wat hy lewe. Maar as hy te sterwe kom, is die huwelikswet nie meer op haar van toepassing nie. As hy dus terwyl haar man nog lewe met 'n ander man trou, pleeg sy egbreuk. Maar as haar man te sterwe kom, is sy vrygestel van die huwelikswet en pleeg sy nie egbreuk as hy hertrou nie. My punt, my liewe broers en susters, is die volgende: julle staan ook nie langer onder die mag van die wet nie. Die wet het tog beheer oor julle verloor toe julle saam met Christus gesterf het. En nou behoort julle aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is, sodat julle goeie vrug vir God kan voortbring. Toe ons nog in die mag van ons sondige natuur was die sondige drifte wat deur die wet aangewakker is, oral in ons liggame werksaam, en die resultaat daarvan was die dood. Maar nou is ons vrygestel van die binding van die wet, omdat ons saam met Christus gesterf het. Daarom kan ons God nou dien met die nuutheid van die Gees bring, nie op die ou manier van gehoorsaamheid aan die letter van die wet nie. Suggereer ek daarmee dat die wet van Moses sondig is? Hoegenaamd nie. Inteendeel, dit was juist die wet wat my van my sonde bewus gemaak het. Ek sou byvoorbeeld nooit besef het wat sondige begeerte is as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Sonde is deur hierdie gebod gestimuleer en het allerlei sondige begeertes in my aan die gang gesit. Sonder die wet sou die sonde nie daardie vermoë gehad het nie. Ek het destyds heel goed gevoel toe ek nog nie verstaan het wat die wet van my verwag nie. Maar toe die betekenis van die gebod tot my deurdring, het die sonde vir my 'n lewendige werklikheid geword. En ek het self die doodsvonnis ontvang. Dit het gebleik dat juist die gebod wat veronderstel was om vir my die lewe te bring, vir my die dood beteken. Want die sonde wat deur die gebod aangewakker is, het my verlei en so my doodsvonnis neergebring. Nietemin, die wet op sigself is heilig en sy inhoud is heilig en reg en goed. Hoe is dit dan nou moontlik? Het dit wat goed is, naamlik die wet van Moses, dan vir my dood gebring? Glad nie. Dis die sonde wat dit gedoen het, met die gevolg dat sy ware aard duidelik geword het. Sonde het dit wat goed is misbruik om my dood te bewerk. So het die gebod nog veel duideliker gemaak hoe verskriklik die sonde werklik is. Die wet is dus goed, dit het 'n diep geestelike karakter. Die probleem lê nie by die wet nie, maar by myself, omdat ek aan my sondige natuur gebind is. Ek is 'n slaaf wat aan die sonde verkoop is. Ek verstaan my eie doen en late glad nie. Wat ek graag wil doen, laat ek na, maar wat ek verafskuw, juist dit doen ek. As ek doen wat ek nie wil doen nie en my gewete kla my daaroor aan, erken ek self dat die wet goed is. Maar nou is nie meer ek wat die verkeerde doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet dat ek ten minste wat my ou sondige natuur betref, nie oor die vermoë beskik om die goeie te doen nie, want die begeerte tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. Ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. As ek dan doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek ervaar dus die volgende lewenswet: as ek die goeie wil doen, is die kwaad byderhand. Ek verheug my immers in my diepste wese in die wet van God. Tog vind ek ander wet in my binneste wat oorlog maak teen die wet wat my gees en my gevangene maak van die wet van die sondige wat nog in my is. Arme ek, wie sal my uit hierdie doodstoestand red? Die antwoord hierop is Jesus Christus,
en daarvoor dank ek God. Die saak staan dus so. Met my gees wil ek die wet van God gehoorsaam, maar as gevolg van my sondige natuur gehoorsaam ek die wet van die sonde. Amen. En daar het ons die woord van God geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.